Goeienaand. Sê my, wat van die kerk mis jy? Van julle het reeds eredienste bygewoon sedert die inperkingsmaatreëls verslap is, en ek sien van julle bly nou ook nog maar by die huis om bepaalde redes. Vir bykans 6 maande was ons kerk se deure op Sondag gesluit. En nou kan ons weer by mekaar kom. So wat mis jy die meeste, as ek jou mag vra? Is dit die woord van God? Wel, ek is nie so seker nie, want jy het mos 'n Bybel, het jy nie? Is dit dalk die boodskap Sondag? Daarvan is ek ook nie so seker nie, want sedert die inperking het daar elke Sondag 'n boodskap uitgegaan. Mis jy dalk die kerkgebou, die terrein, om in die kerk in te stap elke Sondag? Of is dit die sang of die hartlike verwelkoming deur Oom Jan? Oom Jan is ook weer op sy pos, of is dit die tee drink na die tyd, die lekker koekies? Wat mis jy? Dink mooi. Ons skriflesing vanmôre is uit Handelinge. Handelinge 2 vanaf vers 43 tot 47. So het jy mooi gedink aan wat van die kerk jy die meeste mis? Natuurlik is daar van ons wat kerk en eredienste meer mis as ander. Ons het mos maar elkeen ons eie ritme en behoeftes as dit kom by erediensbywoning. Daar's van ons mense wat Sondag vir Sondag kerk toe kom. Kom reën, kom koue, kom wat ook al, hulle is hier. En dan kry jy die af en toe ouens, en dan kry jy die meer af as toe lidmate. Ek kan onthou, een aand het ek by 'n ou oomie en sy vrou huisbesoek gedoen. Baie loyaal en lief vir die kerk, sout van die aarde. Maar hy en sy vrou het net op Kersoggende eredienste bygewoon. Klokslag elke Kersoggend eenmaal per jaar het hulle tweekies kerk toe gekom. En tydens tuisbesoek een aand het ek vir die oom gevra: "Oom, is jy kwaad vir ons, siende dat jy net op Kersdag kerk toe kom?" Waarop hy geantwoord het: "Dominee, as ek kwaad was vir julle, het ek Kersdag ook nie kerk toe gekom nie." En dikwels moes ek ook al hoor: "Dominee, ek is 'n diep gelowige mens. Ek lees my Bybel elke jaar eenmaal deur." Wel, is beter as wat ek kan sê. "Maar my verhouding met God hang nie af van hoeveel keer ek kerk toe kom nie, dominee." Toegegee. Ek is oortuig dat ons verhouding met God 'n baie persoonlike saak is. En omdat dit persoonlik is, verskil ons behoeftes. Ons leef in 'n tyd waar ons genoodsaak is om ook verskille in alle opsigte te tolereer, selfs te respekteer. Ook wat ons spiritualiteit betref. Ek is vas oortuig dat alle mense oor 'n vorm van spiritualiteit beskik. Selfs die kerkloses en die sogenaamde agnostici of ateïste. Trouwens, ek sien dit. Ek hoor dit by mense wat nie 100% soos ons dink en glo nie. Jy sien, ons almal bly maar net mense. Hunkerend en soekend na erkenning en liefde en aanvaarding.
Ek reken die fout wat ons maak, is om mense te maklik 'n bordjie om die nek te wil hang. Hy is dit of dat, of sy is dit of dat. Hy is 'n ongelowige mens. En sy sit nie haar voete in die kerk nie, of hy lees nooit sy Bybel nie. Ja, aan die ander kant kry jy ook diegene wat heeltemal Bybel behep is. Die dwepers. Ek verstaan dat die groot baas van Bosasa is natuurlik nie ver hier vanaf nie, dat hy elke oggend 'n lang Bybelstudie gelei het, voor hulle begin het om die Vuitton handsakke te pak, met harde note vir die politici. Maar goed, terug nou na ons tema. Wat mis jy van die kerk? Want ons behoeftes het sonder twyfel ook verander in hierdie tyd, is dit nie? En dit sluit ook gedragspatrone en ritmes en rituele in. So 'n paar oggende gelede het een van die kerkraadslede in die konsistorie opgemerk dat hy nou gewoond geraak het om na die boodskap Sondag in sy pyjamas te luister. En so gewoond geraak het, dat dit vir hom 'n aanpassing is om weer 'n das aan te sit. Ja, ek moet sê, die vreemde omstandighede die afgelope maande het 'n effek op ons belewenis van eredienste. Ons het agtergekom, as jy nie kerk toe gaan nie, kom die kerk na jou toe. En so het gemaksig ook 'n rol begin speel, maar nietemin, geniet vanaand se boodskap. So wat mis jy van die kerk? Ja, elkeen van julle het julle eie gemis, en ek aanvaar het. Tog reken ek dat die ding wat ons die meeste mis, ook onbewustelik, is mekaar. Ons mis mekaar. Ja, jy het al baie Sondae hier ingestap, en jou dalk vererg vir iemand, of dalk is iemand in die kerk wat jou grensloos irriteer. Ek hoop nie dis ek nie. Maar glo my, ons mis mekaar. Ek sien dit. Ek sien dit hoe ons mekaar Sondag groet. Ek hoor dit, ek voel dit, ek weet dit. Want ek mis julle. En hier gaan dit nie oor wat presies jy nou glo. En of jy elke aand jou Bybel lees of elke Sondag in die kerk sit nie. Dit gaan oor 'n diep, diep menslike behoefte. Die behoefte om saam met ander te wees. Kontak. Want ek is oortuig ons leef in 'n tyd waar daar 'n krisis is met betrekking tot spirituele, egte kontak. En dit bring my by ons skrifgedeelte. Handelinge 2. Handelinge 2 gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees, God wat kontak maak met ons, die Gees as teken van God se onmiddellike teenwoordigheid. Maar hierdie is ook 'n verhaal van die geboorte van die kerk. En net so belangrik as wat suurstof is tydens die geboorte van 'n kind, net so belangrik is die Gees vir gesonde kerkwees. Dis wat Lukas, die skrywer van Handelinge, vir ons wil sê. Maar daar is ook ander onontbeerlike bestanddele vir 'n gesonde kerk. En dit vind ons in ons teks. En die Griekse woord daarvoor is koinonia. Koinonia is die gom vir die kerk. Dis onderlinge samesyn. Ons het dus mekaar nodig om ware kerk te wees. Kerk is per definisie kollektief. Om saam te wees. Te glo, te voel, te huil, te lag, te leef. Miskien is
koinonia die kwantumsprong vanuit Judaïsme na die Christendom. Want die Jode het ook by mekaar gekom in dieselfde tempel as die lidmate van die vroeë kerk, soos ons dit vind in Handelinge. Die Jode het ook pragtige psalms, wat die optrek na die tempel besing, Psalm 42, Psalm 111, gaan lees dit gerus. Maar vir die Jode het die klem op rituele en seremonies geval. Seremonies soos offers en die spesifieke lees van die Torah en die nakoming van alle reëls of 'n klomp reëls in die tempel. Waar mag jy staan, waar mag jy nie ingaan nie, wat se klere jy moet aan hê, ensovoorts, ensovoorts. Maar die lidmate van die vroeë kerk, wat ook Jode was, gee 'n nuwe dimensie aan aanbidding, en wat is dit? Dis koinonia. En wat beteken dit? Dit beteken, jou teenwoordigheid het vir my spirituele waarde. Jy help my om God se teenwoordigheid te beleef. Jy is vir my 'n bewys van God se teenwoordigheid. In jou glimlag, in jou aanraking, in jou aanvaarding sien en voel ek God se teenwoordigheid. Wow! So wat is koinonia? Koinonia is die kollektiewe terapie vir die liggaam van Christus. Dit hou die liggaam soepel en lewensvatbaar. En baie, baie belangrik. Dis die keerwal teen eensaamheid. Want eensaamheid is hel, glo my. Professor Brené Brown, verbonde aan die Universiteit van Houston, beskou eensaamheid as 'n eie tydse epidemie. Dis na haar mening een van die dodelikste siektes van ons tyd. Ja, ek het 'n bietjie gaan kyk. Navorsers is dit eens dat te midde van al die tegnologie, veral inligtingstegnologie, mense eensamer word. Trouwens, slimfone kan, net soos wat dit mense verbind, ook lei tot vervreemding. Dink nou maar aan die tiener wat in die restaurant sit, op die selfoon, heeltemal gefokus op die skerm en afwesig van wat om hom of haar aangaan. Ja, jy vind eensames opgesluit in vinkhok woonstelle, eensames al dwalend in winkelsentrums. 'n vriendin wat jare gelede 'n klerewinkel in 'n sentrum gehad het, het hulle die paaieters genoem. Dis die ou wat net so dwaal deur die sentrum, uitdrukkingloos staar na die vensters, die winkelvensters, terwyl hy sy paai eet. Koop niks, sê niks, voel niks, dwaal net. In Koos Du Plessis se woorde, weerlose mense op reis van perron na perron. So akiet het eensaamheid in die Eerste Wêreld geword dat die Britse parlement in 2018, lank voor die coronavirus, 'n minister van eensaamheid aangestel het. Haar naam is Tracy Crouch. Luister hierna. Tracy knows what it is like to feel frighteningly alone. After giving birth to her first child, Freddie, in 2016, the British lawmaker says
that despite having a network of friends and family and a wonderful partner, she began feeling cut off from the world. It wasn't a new sensation. Crouch says she also suffered from depression 6 years almost, when she first became a member of Parliament. It felt like she was in a very dark place, a very lonely place, she recalls. Crouch's experiences may inform her new role as the country's First Minister of Loneliness. For far too many people, loneliness is the sad reality of modern life. 17% van die Britte het aangedui dat hulle eensaam is. Ja, die Heilige Gees is zeer seker die hoë oktaan waarop die vroeë kerk sou loop tot vandag toe, die kolostrum biesmelk van die kerk in haar babaskoene, maar die bloedsomloopstelsel van die liggaam van Christus is koinonia. Ja, miskien reken jy eensaamheid is dalk net 'n tydelike, ongemaklike geestesgesondheid. Hoor wat sê professor Brené Brown. Sy reken dat eensaamheid 'n groter oorsaak van vroeë dood is as rook, oorgewig, alkoholisme of stres. Eensaamheid maak 'n mens dood. Eers sterf jy hier binne, bietjie vir bietjie. Jou gees, jou menswees, jou menswaardigheid droog uit en daarna gee jou liggaam in. Ja, eensaamheid is om van jou menswees beroof te word. So nou kan ons verstaan waarom hierdie Joodse sektetjie, die vroeë kerk, wat later ook die tempel verbied is, so suksesvol was, sodat dit gegroei en gegroei en gegroei het tot 'n wêreldgodsdienst. En dit gaan nie noodwendig oor die regte leer of lewensuitkyk of selfs etiek nie. Dit ook ja, natuurlik. Ek reken dat dit eintlik gaan oor die feit dat die vroeë kerk daarin kon slaag om inherent basies menslike behoeftes aan te spreek. Die behoefte om deel te wees van, the need to belong, koinonia. Want koinonia is terapie, groepsterapie. En dit hoef nie fancy of oorgeorganiseerd of oorgestruktureerd te wees nie. Dit moet net eg wees. Laat ek klaarmaak. Die Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh het groot geword ten tye van die Vietnamese oorlog. Zeer seker een van die mees ontwrigtende en traumatiese omstandighede wat 'n mens jou kan indink. En hy ontwikkel 'n meditasietegniek vanuit hierdie omstandighede om mense weer in kontak met hulle self en met mekaar te bring. En volgens Thich Nhat Hanh is die waardevolste woorde wat jy iemand kan toevoeg die volgende: Darling, I am here for you. Dis die kerk. Dis koinonia. Dis hoekom ons hier by mekaar kom op Sondag.
my broer, my suster. Ek is hier vir jou, want God is daar vir my. Here, jy het mos lank gelede besluit om nie so heeltemal alleen te wees nie. Is dit nie? Eensaam toegesluit en ingeperk in die volmaakte goddelikheid. En toe maak jy alles mooi en goed en volgepak met oneindige moontlikhede. En jy maak galaktika en sonnestelsels en atome en hier is ons nou ook. En dankie Here dat ons hier is. Weliswaar net vir 'n vlietende oomblik. Maar hier is ons. Ja, dankie vir die biljoene atome en selle in ons liggame wat presies weet wat om te doen. Maar dankie ook dat ons veel meer is as net selle. Dankie dat ons maar al te bewus is van ons hier wees en soms daar wees. Dankie dat ons in voeling kan bly met onsself, ons lywe, ons gedagtes, en dat ons kan uitreik en aanraak, grensloos, oor tyd en afstand. Anders sou ons so alleen gewees het. So ontsettend alleen. Ja, om 'n kind te hoor lag is om herinner te word aan die lewe. Om 'n skaapbout in die oond te ruik, is om te weet daar's iemand wat gaan saam eet. Om die son te sien is om sy strale oor 'n ander te gun. En om te lewe is om te deel, en om te deel is om te lewe.